So my vraag aan jou vanoggend is, wat verstaan jy onder die begrip, die hele begrip van die Here seën jou? Hoe dink jy daaroor? Of die ander woord wat mense vir jou sal sê is, maar jy's 'n geseënde. Hoe dink jy daaroor? Voel jy vanoggend soos 'n geseënde? Voel jy dat jy onder die guns van die Here leef? Nou kom ons lees gou saam. Maak jou Bybel oop. As jy hom saamgebring het, ons kyk gou wat sê ons teksgedeelte wat vir ons die essensie van seëning deurgee, vind ons daar in Genesis 12 vers 1 tot 3. Wanneer God met Abraham praat. Nou Abraham kry hier die opdrag van die Here. Maar ons moet baie mooi daarna kyk. Want dit gaan hier oor die seëninge, maar wat gebeur met hierdie seëninge ook? 12 vers 1. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. En nou hoor wat sê vers 2 nou, ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet 'n seën, jy moet tot 'n seën wees. Lees weer daardie gedeelte. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Hoor net, die Here wat na Abraham toe kom en vir hom sê, ek gaan vir jou seën. Maar jy moet ook 'n seën vir ander wees. Nou interessant, as 'n mens net so 'n bietjie teruggaan, altyd as 'n mens teruggaan na die grondteks toe. Ons kyk na die Hebreëus en ons kyk na die Grieks. Dan die woordjie vir seën in die Bybel is barak in die Hebreëus, barak. En dit beteken doeteenvoudig om iets goeds te ontvang. Om guns te ontvang, om op 'n bepaalde manier van lewe te ontvang, voorspoed, vrede, geestelike volheid, inspraak in 'n mens se lewe. So dis 'n klomp goed wat barak vir jou sê, en die woordjie in die Grieks weer in die Nuwe Testament, eulogia, sê basies vir ons presies dieselfde. Dis om guns te ontvang, om ietsie te ontvang ook wat jy nie verwag het nie. En dan, as ons kyk na die woordjie barak, dan is daar 'n interessante ding. Die woordjie barak sê vir ons eintlik ietsie daarvan, dit hou ook verband met God wat afbuig na my en jou toe. God buig af. En terselfdertyd hou dit ook die gedagte in van ek wat kniel voor God. So ek kniel voor God, God buig af, en in daardie proses is daar seëning wat plaasvind. Kom gee God sy guns oor my en jou lewe. En wat sê hy daardeur? My lewe, dit wat ek vir jou gee, moet deur jou vloei. Nou sien, sekerlik een van die grootste gevare vir ons as Christene, is dat ons dink as die Here my seën, dis soos daardie pakkie lekkers wat ons hier geïllustreer het, dat as die Here my seën, dis fantasties, en dan vat ek daai pakkie lekkers en ek druk dit in my sak en ek leef daarmee voort, en ek geniet alleen daardie goed. En dis nooit wat die Here in gedagte gehad het nie, en dis wat die voorspoed teoloog so op sê. Die Here wil jou seën, die Here wil al hierdie goed vir jou gee, die Here wil vir jou voorspoed gee, maar is vir jouself. Dit laat jou goed voel. En dis nie wat God in gedagte het nie. God sê, ek wil jou juis seën, sodat jy 'n kanaal van my seëning kan wees. Dit wat sy gedoen het met daardie lekkertjie, met daai pak lekkers. Sy het dit doeteenvoudig gevat,
en sy het dit uitgedeel vir almal. En sy het nog meer as genoeg oorgehad, al het sy uitgedeel. Dis 'n bepaalde gesindheid. So die gesindheid waarmee ons eintlik moet leef, is soos die see van Galilea, as ons die Bybelse terme kan gebruik. Die see van Galilea het 'n invloei gehad en het 'n uitvloei gehad. Dit het ontvang, maar dit het ook uitgegaan, 'n deurvloei gehad. En dis wat die Here wil hê, wanneer hy my en jou seën, dan moet dit 'n deurvloei wees na die wêreld toe. Toe hy vir Abraham geseën het, toe sê hy vir Abraham, jy moet ook 'n seën vir ander wees. Deur jou sal die wêreld geseën wees. Maar baie van ons volg daardie beginsel van die dooie see, né? Die dooie see ontvang net, maar daar's geen deurvloei nie. Ontvang sonder om uit te deel. En kort voor lank, wat gebeur? As ons net al die seëninge ontvang van die Here, dan raak ons soos 'n varkie. Ons word net al hoe vetter en vetter. En ons raak geestelik, hoor my, jy gaan geestelik gefrustreerd raak, want dit is nie die bedoeling wat die Here het met seëninge nie. Dis soos om 'n skroewedraaier te gebruik, terwyl jy eintlik 'n hamer moes gebruik. Nou slaan jy met die skroewedraaier, hierdie spyker probeer inslaan. Dit het nie die gewenste effek nie. So wanneer jy al hierdie seëninge van die Here ontvang, want hy wil jou seën, maar jy hou dit vir jouself, dan gaan jy geestelik gefrustreerd raak. Dis juis wanneer jy hierdie seëninge laat ontvang en uitdeel, wat daar ongelooflike groei by jou plaasvind, en wat jy die werking van die Here moet dan sien. So my en jou ingesteldheid moet eintlik wees van, wat moet ek doen met die seëninge wat ek van die Here ontvang? Wie moet ek daarmee seën? Maar wat vra dit? Ons het nou, dit werk nou eintlik baie goed met die illustrasie wat ek vir die kinders gewys het, met daardie glas in die water. As ek die water vloei, God wil seën, dit is wie hy is, dis sy hartklop, dis die Vader wat ek en jy aanbid, wat vir ons goed wil wees. Nou as ek daai water hou aan vloei, en ek gaan slegs vol word as ek naby hom kom. So om ook en as ek naby hom is en ek begin oorloop daarvan, dan is ek 'n seën vir ander. Maar met die seëninge wat God my gee, en ek moet myself afvra, wat moet ek daarmee doen? Weet jy wat vra dit van jou? Dat jy naby God moet leef. Want as ek naby God moet leef, dan gaan ek sy stem hoor, sodat ek 'n seën dan kan wees vir wie hy in gedagte het. Nie soos wat ek dink nie, maar wie hy in gedagte het. Nou, hier in Genesis 12 vers 2 sien ons dit baie duidelik, dat die Here dit gesê het. Ek sal jou seën, sodat jy gemaklik kan lewe? Nee, dis nie wat die Here in Genesis 12 vers 2 sê nie. En dis wat baie mense dink. Ek seën jou nie sodat jy gemaklik kan lewe nie. Kom ons dink gou vir 'n oomblik. Wat was toe net voordat Jesus opgevaar het na die hemel toe? Wat sê hy vir die mense? Hy sê vir hulle, gaan dan na hierdie wêreld toe, gaan uit in die wêreld en gaan maak die mense my disippels. Verkondig die koninkryk van God, menende vertel vir hulle wie ek is en wat ek kan doen in hulle lewe. Vertel die evangelie, die goeie nuus. Dis wat ek en jy moet doen. Maar ten einde dit te kan doen, dan seën hy ons, sodat ons deur ons seëninge mense nader kan bring aan hom. Ons word maar net bruikbaar, ons word maar net kanale. As ons kyk, met Abraham het hy dit gedoen. As jy die boek Genesis vat, net Genesis, deur Isak, hy het Isak geseën en deur Isak het daar seëninge in die wêreld gekom. Hy het vir Jakob geseën. En deur Jakob het daar seëninge gekom. Hy het vir Josef geseën. En dit is so mooi as jy die verhaal van Josef gaan lees, Josef wat dit moeilik gehad het.
Maar die Here seën hom en hy's daar in Egipte en dit gebeur éventueel dat hy tweede in bevel is van die hele Egipte. En daar's hongersnood. En wat gebeur? Die feit dat Josef geseën word tot tweede in bevel, dat hy die Farao se droom kon uitlê deur in die vetjare en die jare wat dit goed gegaan het, soveel koring bymekaar gemaak het, dat dit vir daardie maarjare, toe dit droogte was, toe daar nie kos was nie, toe was daar genoeg koring sodat hy kon gee. En wat doen hy? God se volk in Jakob, sy pa, kom na Egipte toe om koring te kom vra. En wat gebeur? Wie kry hy daar op die ou einde? Sy seun, Josef, wat vir hulle genoeg gee. En is interessant as jy na die verhaal kyk, hoe God sorg. Hy sorg vir Israel, hy gee vir hulle, dis interessant, weet nie of jy dit geweet het nie, hy gee vir hulle die streek Gosen in Egipte. Die beste deel in Egipte gee hy vir sy volk. Die Farao gee dit. En dis hoe God seën. Hulle kom maar so 70 in Egipte, maar hulle gaan baie meer daar uit. Honderde duisende gaan uit Egipte uit na die 420 jaar, 430 jaar. En wat sê hy? Ek vat julle na 'n plek toe, na die beloofde land toe. En as jy gaan kyk na die beloofde land, is dit 'n baie besonderse, boonbehalwe dat dit oorloop van melk en honing, is dit besonders geleë in die wêreldkaart. Hoekom? Sodat al die reisigers wat daar kom, sodat hierdie landstreek met Israel wat daar is, 'n seën vir die wêreld kan wees, om vir hulle te vertel van God, om eintlik maar 'n soort van sendingwerk te doen. En kom ons in die Nuwe Testament, dan sien ons die disippels ontvang die Heilige Gees, sodat die kerk kan begin uitbrei. En ek en jy ook. Ontvang die Heilige Gees om my en jou te versterk. Maar dan sal in vandag se tyd so baie mense wat sê, Here, seën my besigheid asseblief. Seën my net. En dan wonder ek baie keer, hoekom sê mense dit? Here, seën my besigheid. Is dit om dan net nog 'n nuwe motor te koop? Nog 'n strandhuis? Nog 'n groter huis te kry? Of bid jy dat die Here jou besigheid moet seën of jou moet seën, sodat jy dalk nog meer werk kan skep vir mense wat swaar kry? Of 'n bediening by die kerk kan ondersteun, of armes kan voed, of 'n familie kan ondersteun wat swaar kry, of sendelinge kan ondersteun. So wat is jou persepsie van Here seën my? Want jou persepsie gaan verander as jou doel verander. As ek sê, Here, gebruik my as 'n instrument. Ek is beskikbaar, maak nie saak wat nie, gebruik my as 'n instrument. En die Here seën jou, dan moet dit deur jou vloei. Het jy al gaan kyk in Genesis? Genesis 2, het ons die hele 2 bome wat daar in die tuin van Eden is. Dis waar al die moeilikheid begin, hè? Is die boom van lewe, en dan kry ons ook die boom van kennis, of die boom van kennis van goed en kwaad. En hierdie 2 bome is eintlik 2 maniere van leef. Die een boom, die boom van lewe, sê vir ons, dis afhanklikheid van God. Maar die boom van kennis van goed en kwaad, verteenwoordig 'n selfgerigte lewe, 'n selfsugtige lewe, waaroor dit oor die eie ek gaan, waar ek nie vir God nodig het nie. Nou sonde kom in die mensdom in, deurdat die duiwel die mens oortuig het om van hierdie boom te eet, om die keuse eintlik te maak. Dit is nie 'n appelboom of wat ook al nie. Dit simboliseer bloot die keuse teen God. Ek kies teen God. So die mens het daar gekies om nie gehoorsaam te wees aan God nie, maar om eintlik by homself te wees, die eie ek. Maar as ons kyk na in terme van seëninge en Genesis 2 en 3,
dan is dit eintlik die duiwel se idee. Die duiwel kom sê eintlik ook vir Eva in 'n sekere sin, luister, jy kan 'n seëning wees, jy kan geseënd wees sonder om afhanklik te wees van God. Want hy sê, jy kan soos God wees, jy kan alles hê. En dis die groot fout, né? En mense doen dit vandag nog. Mense wil sukses hê sonder oorgawe. Mense wil die krag van die Heilige Gees in hulle hê sonder om heilig te lewe. Mense wil seën hê sonder om gehoorsaam te wees aan God. Mense wil graag in 'n bediening betrokke raak sonder om in 'n intieme verhouding met die Here te leef. Nou wil ek vanoggend net eintlik vir jou sê, ware seëning vloei uit vanuit 'n lewe wat in God bly, naby God. Hoekom sê ek dit? Dis nie iets wat ek vanoggend uit my duim uitsuig nie. Toe God met Abraham praat, net bietjie verder aan in Genesis 17 vers 1, dan kom sê God vir Abraham, ek is God die Almagtige. Lewe naby my en wees opreg. So hy sê dit, dis 'n opdrag wat hy aan Abraham gee. Lewe naby my en wees opreg. So dieselfde beginsel is vir my en jou vandag. Die Here wil jou graag seën en hy seën jou, maar hy sê vir jou, ten einde 'n seën vir ander te wees, lewe naby my en wees opreg. Johannes 7 vers 38 en 39, daar waar Jesus by die loofhutte fees is. Selfde beginsel weer met die water. Dan sê hy, wanneer die Heilige Gees in jou kom, as gelowige, wanneer jy 'n kind van die Here word, en jy begin regtig naby die Here leef, jy begin binne sy wil leef, dan begin die Heilige Gees al hoe meer na vore kom. En wat sê hy daar vir die mense? Hy sê vir die mense, strome lewende water sal uit julle binneste vloei. Soos daardie glas wat heeltyd oorgeloop het. Toe ek hom onder die water hou, loop hy heeltyd oor. In die teenwoordigheid van die Heilige Gees, onder leiding van die Heilige Gees, is dit wat met my en jou gaan gebeur. Ons gaan begin oorloop van die Here. So hy sê nie hier, jy gaan 'n houer word vir die Here nie. Nooit sê hy, jy gaan 'n houer, jy moet opgaar nie. Hy sê, strome lewende water gaan uit jou binneste uitvloei. Die Here gee in jou binneste, en dit moet strome lewende water van jou vloei. Moet dit wees. En dit is wat die boek Handelinge ook vir ons wys, want in die boek Handelinge sien ons dit. Die disippels, die apostels, wat die Heilige Gees ontvang, en die Heilige Gees werk deur hulle om 'n klomp goed te doen, om die kerk te laat groei en te laat funksioneer daar in die begin. So die Heilige Gees, wanneer ons terugkom na Efesiërs 1 vers 3 toe, dan het ons mos vir mekaar gesê, ek en jy is geseën met al die gawes van die Gees. Hoor mooi, jy en ek dit het gebeur met al die gawes van die Gees wat in die hemel is. Dit het jy hier binne in jou. Maar nou sê hy vir jou, goed, ek wil jou gebruik in my koninkryk. Ek wil jou gebruik in die wêreld daar buite om 'n verskil te maak, soos wat ek vir die kinders gesê het. Jy moet iewers 'n verskil gaan maak, 'n broodjie uitdeel of iemand help of raad gee of wat ook al. God wil jou gebruik. Hy het vir jou die Heilige Gees gegee. Die Heilige Gees is 'n aktiveerder van jou aksies, sodat jy 'n verskil kan gaan maak. Hy het vir jou alles gegee. Hy wil nie hê jy moet geestelik stagneer nie. Daarom wil hy hê dat jy begin dien, lief hê, bid, disippels maak, gee. As die Here jou seën en jy leef onder leiding van die Heilige Gees, wat gaan met jou lewe gebeur?
Jy gaan dalk iemand begin bemoedig. Jy gaan dalk saam met iemand begin bid. Dalk druk die Here dit op jou hart om eensame persone te besoek. Of 'n kind te mentor. Of 'n sukkelende familie te help. Of om met iemand 'n gesprek te hê wat aan depressie ly, wat swaar kry. Sien, ons moet nooit die klein goedjies onderskat nie, want in die klein goedjies gebruik die Here jou. Hy seën jou juis, en dit begin by die klein goedjies. In die manier hoe jy met iemand gaan praat, in die manier hoe jy net omgee, in daardie oomblik, dan word jy die Here se hande en voete. En dis wat hy wil hê. As jy aan 'n kers dink, as een kers 'n ander kers aansteek, gaan dan niks verlore van die kers nie. Maar die effek is soveel groter, want hy steek nog 'n kers aan. In die aansteek gaan hierdie kers nie dood nie. As ek en jy al die gawes wat ons het, as ek en jy dit gaan uitleef, gaan jou gawes nie minder word nie, want die Here gee die heeltyd vir jou. Dis nie soos jou bankrekening wat leeg word, as jy baie spandeer nie. God se wiskunde werk anderste. Hy gaan vir jou gee, en as hy sien jou hande is oop, dan gaan hy net al hoe meer gee. Want jy hou dit nie vir jouself nie. Hy sien hy kan jou gebruik in die koninkryk. En dis, geseënde mense lyk eintlik maar soos Jesus, né? En wat het Jesus gedoen? Hy het die melaatses aangeraak, hy het die skares gevoed, hy het voete gewas, hy het sondaars vergewe. Hy het net toegelaat dat God se grootheid deur hom begin werk. Goed, nou sê jy dalk, nou dink jy, okay, so die Here seën my, en hy wil hê dat ek 'n seën vir ander moet wees. Nou kom ek waarsku jou net gou vanoggend. Wees gewaarsku, die duiwel hou nie van hierdie hele beginsel nie. Die duiwel het geen probleem daarmee dat die Here jou seën en jy hou dit vir jouself nie. Die duiwel het geen probleem daarmee, soos wat ons vanoggend gesê het, dat ek vir haar die pakkie sweets gegee het, en sy sou dit in haar sak druk. Hy het nie 'n probleem daarmee nie. Die duiwel gaan 'n probleem hê, as die Here jou seën, en dit word 'n kanaal, waardeur die seëninge in die wêreld ingaan, dan het hy 'n probleem. Een sakeman wat met integriteit werk, maak 'n verskil in 'n korrupte samelewing. Een tiener wat 'n kompromie weier, word 'n getuie in die duisternis. En wat 'n verskil kan jy nie gaan maak nie. Miskien moet ons vir onsself vanoggend afvra, wie ontmoet Jesus deur my lewe? Stop die seëninge by my? Is ek soos 'n rivier, of is ek soos 'n dam? Is ek meer van 'n verbruiker van die seëninge? Of is ek ene wat dit uitdeel? Werk die Heilige Gees deur jou. Dis 'n goddelike beginsel, want sien, daar's 'n groot bron, en as daar 'n groot waterbron is, en daar's 'n pyp wat daaraan gekoppel is, dan is ek en jy soos daai pyp wat die water moet vervoer na 'n ander plek toe, waar dit ook al nodig is. Maar as daai pyp verstop raak, dan bou daar drukking op, dan kan die water nie vervoer word nie. As ek en jy selfsugtig raak, onvergewensgesind, wat ook al, dan raak ek en jy verstop, dan kan die seëninge nie deur ons beweeg nie. Hoor dit vanoggend. Die Here wil jou seën, en hy het jou alreeds geseën om 'n verskil te gaan maak. Die vraag is, waar gaan jy die verskil maak? En die antwoord is, moet dit nie uit jou eie uit probeer doen nie. Leef naby die Here, sodat hy vir jou sal sê waar jy die verskil moet gaan maak, sodat daardie seëninge
effektief sal wees, want jy word sy hande en sy voete. Hy sê vir ons in die Bybel, en daarmee gaan ek afsluit, hy sê vir ons, vir sover julle dit aan een van die geringstes gedoen het julle dit aan my gedoen. Daar buite is mense wat dit nodig het. En die Here het jou in gedagte om die verskil te gaan maak. Moenie dit los vir iemand anders nie. Leef naby die Here, gaan seën iemand doelbewus hierdie week. Bid met vrymoedigheid vir iemand. Gee vrygewig. Bemoedig. Dien in nederigheid. Wees vinnig om te vergewe. En dan word ons 'n sigbare uitdrukking van goddelike seën ook. Iemand het 'n gedig geskryf, Teresa van Avila. Niels Jackson het dit vertaal net in Afrikaans. En hoor wat sê dit eintlik vir jou? En dit is wat nou word van my en jou. Christus het nou geen liggaam meer nie, behalwe joune. Nie hande, nie voete het hy op aarde meer nie, behalwe joune. Joune is die oë waarmee hy barmhartig kyk na die aarde. Joune is die voete waarmee hy loop om goed te doen. Joune is die hande waarmee hy geheel die wêreld seën. Joune is die hande. Joune is die voete. Joune is die oë. Joune is sy liggaam hier op aarde. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat U ons seën. Dankie dat ons geseëndes is. Dankie vir U grootheid en U almag wat in ons lewe sigbaar kom word. Dankie Heilige Gees dat U in ons kom woon en dat U so strome lewende water word wat hier uit ons binneste uitgaan. Here, ons weet die wêreld is stikkend. Ons weet ons land het U nodig. Ons weet Lydenburg het U nodig. Maar ons, Here, het vanoggend gehoor dat ons U hande en voete word. En daarom help ons om naby U te leef, om sensitief vir U inspraak in ons lewe te wees, om daardie seëninge wat U vir ons gee, dan uit te leef. Dat U die gemeenskap deur ons sal seën, dat U Lydenburg deur ons sal seën, dat ons 'n seëning vir mekaar sal wees. Dankie Vader, vir al die gawes van die Gees wat in die hemel is, wat U aan ons geskenk het, verniet. Heilige Gees, gebruik ons, waar U wil, soos wat U wil. In Jesus naam bid ons dit. Amen.